Goeiedag, ek is Roan Kombrink van die AP Kerk in Orania. In die Ou Testament kry ons telkens hierdie verskynsels van iemand wat genoem word, die engel van die Here. Wanneer die engel van die Here verskyn, is dit gewoonlik op 'n kritiese punt, 'n draaipunt in die verlossingsgeskiedenis. En baie dikwels wanneer ons 'n verskynsel kry van die engel van die Here, is daar aanduidings in die teks wat vir ons sê dat hierdie nie 'n gewone engel is nie. Een van hierdie verskynsels kry ons in Genesis 22, en ek wil vir ons saam lees van vers 9 tot 18. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reg gelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer af na Abraham van die hemel af, en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat in die see strand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en in jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. In vers 1 van Genesis 22 is dit God wat vir Abraham roep. In vers 2 is dit God wat vir hom die opdrag gee om sy seun te offer. In vers 3 is dit God wat vir hom die plek aanwys waar die offer gebring moet word. In vers 8 as Isak vra na die lam, dan antwoord Abraham hom, God sal die lam vir die offer voorsien. En daarom is dit so interessant dat wanneer die engel van die Here met Abraham praat, dat hy sê, jy het jou seun van my nie teruggehou nie. Is die engel dan God? Die antwoord daarop word duidelik in vers 16. In vers 16 sê die engel van die Here, ek sweer by myself, spreek die Here. Ja, die engel van die Here is inderdaad God. Die vraag is nou, is dit die Vader, is dit die Seun, is dit die Heilige Gees? En die aanduidings wat ons vind, telkens wanneer ons hierdie verskynsels van die engel van die Here sien, is dat dit die Seun is. Dat God nie 'n gewone engel stuur in hierdie kritiese punte in die verlossingsgeskiedenis om 'n boodskap oor te dra nie, maar dat hy sy seun stuur. Dat hierdie met ander woorde 'n pre-inkarnasie is van die seun van God. Dat dit 'n verskyning is van die seun van God voordat hy vlees sou word en ons hom sou leer ken as die Here Jesus Christus, ons verlosser. Hierdie is natuurlik 'n profesie van wat hy sou kom doen wanneer hy vlees word. Hierdie is 'n profesie van hoe God uiteindelik dit wat hy Abraham gespaar het, dat hy nie sy seun hoef te offer nie, self sou doen. Dat hy sy eie seun geoffer het, sodat daar vir ons verlossing kan wees uit ons sonde, sodat daar vir ons redding kan wees. Ook daarvan is hier 'n aanduiding aan die einde van hierdie teks, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie merkwaardige profesie van die vleeswording van die seun en van die kruisiging van die seun, van die offer wat U gebring het, om U eie seun, U enigste, wat U welbehae in het, geoffer het, sodat ons van ons sonde verlos kan word, sodat ons met U versoen kan word. Ons dankie dat U al die nasies van die aarde seën, sodat uit elke volk en stam en taal en nasie, elkeen wat glo in die Here Jesus Christus ook verlossing kan ontvang. Ons loof en prys U daarvoor, ons loof en prys U ook vir die woord wat dit aan ons openbaar en profeteer so lank nadat dit uiteindelik gebeur het. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.